Dankie, Rita. Ek sien Dominee het 'n brief van Tant Betta gekry. Kyk agterop. In my wêreld, so waar mevrou sal tog te bly wees om van haar te hoor. Hulle is sulke goeie vriende. Ek wens ek kan 4 maande oor see gaan flenter soos Tant Betta en Dominee. Ja. Ek hoor nou net Dr. Hans en Belinda het huis verkoop. Wat gaan nou word? Hulle gaan met Tant Kriekeel op die plaas want hulle gaan mos die plaashuis verdeel, Dominee weet. Reken. Ja, Fasie is besig om die veranderings aan te bring. Wat vertel jy my nou? Ek moet tog gaan kyk. Nou, toe nou, hulle nou daarheen gaan. Môre Dominee. Ja. Ons asseblief Griet, ek's bietjie haastig. Ek moet oor 1/2 uur op Caledon wees vir 'n belangrike koöperatievergadering. Ja, weer die posletel vergeet, Sê mos ek is haastig. Ons gaan ander dag gesels. Jy is ook altyd haastig, ja. Daar's net 2 dinge wat 'n mens moet doen, Jan. Jy moet doodgaan en jy moet jou belasting betaal. As ek julle boere ken en julle die ding van belasting ontdek, tot 'n fyn kuns ontwikkel. So bly daar net 1 ding oor wat jy moet doen. Ja, gee nou maar net die pos, hou die kommentaar vir jouself. Vra eers mooi vir Grieta. Daar's 'n idee. Dis jou simpel posman. Ja, ek sê jou gou wys wie's baas. Net rekening en dan praat jy van belasting betaal. Belasting betaal mense tog 'n inkomste anyway, nee. Jy vergeet weer die posletel nie, hè? Ek weet nie waarvoor julle nog 'n pos besie, maar traak julle ook getroue Grietjie moes altyd op haar pos met die pos. Al kom sy ook in die moeilikheid. Dis net jammer getroue ou Grietjie is nie met alles so voor op die wa soos met daai mooitjie nie. Ek tog jy so haastig, hoe loop jy nie man? Jy gaan laat wees vir jou belangrike vergadering. Nooit haastig vir 'n lekker soen nie. Voor iemand kom man, kom nou. Ek wou mos sê as iets wat ek vergeet het. Môre Johannes. Môre toe. 'n halfdosyn poskaarte asseblief, Rita. Johannes, ek hoor julle is besig om 'n huis te verbreek vir Dr. Hans en Belinda. Dis so. Wie het dit nou weer vir my Ek vertel? doen my nie nou net. Ja, dit is ook so 'n gedagte. Dankie, Rita. Maar Johannes, dit was jy 'n Mita wat gister kom gebooie opgegee het. Toe jong kom antwoord jy Dominique, kan jy nie hoor hy praat met jou nie. Of wie sal dit dan kan wees? My papiere is ook so deurmekaar. Iemand het die hondjie in die studeer. Mita's al donkie jare getroud Dominique, maar hy tree nog altyd oor haar. Ai, nou weet ek is mos julle tweetjies wat saam uitgaan. Ag, verskoon tog, ek het so baie dinge om aan te dink. Ja, as Dominique Jan tuis bly se karretjie uitgaan kan nie, maar gaan nou seker uit ja. Ja, dag Mita, dag Johannes. Totsiens doen. Sies Dominique. Was dit nou nodig? Jy weet ek treur gaan meer oor Mita nie. Ek dink nie eens meer aan haar nie. Bewys dit. Maar goed. Nee, jy mag hier inkom, jy mag nie. Oh, het ek betaal vir die poskaarte? Ja, Dominique. Nee, dan is dit goed. Genigtig het die mense dan nie eers meer privaatheid nie hierdie plek nie. Dis 'n poskantoor onthou. Wat nou van daai soene? Freddy, hy jong gedaan. Wat gaan? Je zit aan die gang, hè? Tevrede? Sê nie eens dankie vir die tee nie.
ek Belinda hulle intak, Krietjie. Vanaand, Sannie. Ek is al so opgewonde. Gelukkig dat Eendrag se na in die dorp is nie. Ek meen vir dokter Hansen by sy spreekkamers toe kom. Ja, is dit nie? Wat hoor julle van Tambetta dan Krietjie kuier sy nog lekker in die buiteland? Maar jy maar vir Belinda en Hans vra. Sy skryf mos nie vir my nie. Grieta sê vir my sy en mevrou Eksteen skryf vir mekaar. Vrou het nou nog weer wanneer was dit 'n brief uit Oostenryk van Tambetta gehad? Sannie, jy moet tog nie die semmels vergeet nie, hoor. Dis nie op die lysie nie. Gaan haal dit gou. Ek wil hê jy en Klaas met Vrydag aand 'n bietjie oorkom. Kom eet daar by ons, dan bring jy sommer vir Grieta ook saam. Waarna toe dan, Krietjie? Plaas toe. Om Belinda en Dr. Hans se intrek te vier. Is ek ook genooi dan, Krietjie? Natuurlik, Freddy. Hoe kan ons aan partytjie jou en jy's nie daar nie? Wie sou dan vir ons bedien en agterna opwas, hè? Ag, dit is 'n groot plesier dan, Krietjie. Hoe lyk dit, Klaas? Probeer my daar weg. Kan ek maar saam met oom hulle ry om Klaas? Hy dink alweer net aan al die voetjies wat hy gaan kry dan Krietjie. Dan Krietjie moet net nie vra hoeveel het hy al so bymekaar gemaak nie. Hy gaan ons vir 'n motorfiets daarvan koop. Is dit? Ja, dan, Krietjie. Verspot. Ek weet net nie wat Betta van die besigheid gaan sê nie. Weet sy daarom al dat Belinda en dokter Hans betant hulle kom bly dan Krietjie? Nee. Ons hou dit maar vir 'n verrassing. Jy weet ons wil nou nie haar oorsee se vakansie bederf nie, sien. Sy gaan nie daarvan hou soos ek herken nie dan Krietjie. Ons was maar net tydelik, is dit nie? Ek meen tot dokter Hans vir hulle 'n ander huis gekoop het of hoe dan Krietjie? Wel, as ek my sin kan kry, dan sal Belinda ons permanent op Eendrag bly. O ja. Hoekom nie? Daar sit ons by die uitslike ou huis. Dit moet 'n ewige skande wees as Hans nou 'n duur huis moet gaan koop. Ek weet maar nie wat dan beter daarvan gaan sien nie tante. Ag, sy is te lief vir geld. Sy sal gou insien is vir die beste. Belinda en Hans kan baie goedkoper op bly as op die dorp. Sannie, is my bestelling nou klaar? Freddy, kom vat die tante se goed kar toe. By nee, dis mos nie haar besigheid nie. Belinda en Hans is nie meer kinders nie. Hoe gou as hy dit besef, hoe beter. Ag nee, wat alles sal uitwerk, julle sal sien. Nou ja, totsiens hoor. Totsiens, Dan sien ons julle Vrydag. Totsiens, Klaas. Totsiens dan Krietjie. Kom, Freddy. Totsiens dan, Jy Krietjie. moenie so met my speel nie, hoor. Een ding van dan Krietjie, sy is 'n ware optimis. Môre eet ons nie weer so baie nie. Hoe lekker speel die man self. Ja, pragtig. Kyk net daar, trip 20, hè? Baie goed, man. Mooi, mooi. Wat vir julle trap. Nog TV, man? Ag nee, nou nie, dankie Freddy. Ons gaan nou gou na Hans se Belinda se plekkie kyk. Kom julle saam. Ja, kom kyk. Dit is so graag al sien. Man, die paas het so mooi. Dis ek mooi reg gemaak. Heeltemal so. Ons kyk maar die pragtige. Dis te pragtig. Dit is nou Hans en Belinda se kamer hierdie. Maar was dit dan nie eers na Betta se kamer sy kom kuier die dag? Sy het ook al hulle kan maar slaap druk. Nee, sal dit Ooh, kyk net. Ag Freddy, antwoord net die telefoon asseblief. Ja, kom kyk. Hallo, is Freddy wat praat? Tant Betta? Maar ons dink aan Tant Betta as oor see. Ja, hulle is nie so Tant Betta. O, frekkie se ding. Moet ek hulle roep? Dr. Hans. Dr. Hans! Dr. Hans, telefoon. Maar Tant Betta moenie met my rusie maak nie, hè? Soos nie my skuld nie. Praat maar liewer self met Dr. Hans. Was jy dit, Freddy? Dr. Hans kan wens dit was. Hallo? Ma! Wat op aarde? Ma het vroeg teruggekom. Maar waarom dan, ma? Maar dan nie lekker. Ma het vroeg teruggekom en sy gehoor het Belinda en ek het by ma Krietjie ingetrek. Maar ma... Wie het vir ma laat weet? En wonder ek het laas nag van die duiwel gedroom nie. Ma wil kom kuier. Maar ma sal dit nie beter wees om te wag tot Belinda en ek meer gevestig is. Ons sal vir ma in die Kaap kom groen, dan bring ons sommer vir Annelie ook saam. Hulle vakansie begin. Nee, ma, as Annelie hier is hier net nie plek nie. Ek weet ma kom eerste, maar... Nou maar goed dan, maar ma.
Kom maar, ons sal wel 'n plan kan maak. Ek is nie snaaks nie, maar natuurlik is ons bly maar is veilig terug. Natuurlik is maar welkom. Totsiens maar. Weet vir jou maar laat weet, hè, Haas? Maar wil nie sê nie. Ek weet. Môre, Greta. Môre, Dominee. Ag, weeg dit asseblief, Greta. Mevrou het nie geweet hoeveel seels om op te sit nie. Sy het so baie te vertel gehad. Jy weet al jou nuusies van die dorp. Ek sien ons aan Tant Betta geadresseer, Dominee. Ja, sy's nou in Engeland. Van daar reis sy per boot na die Skandinawiese lande, skryf sy vir mevrou. Mevrou het seker vir Tant Betta geskryf van Dr. Hans se Belinda, né, Dominee? O ja, sy kon nie wag nie. Maar seker ou nuus Dr. Hans het seker laat weet. Tant Betta is terug, Dominee, sy het gisterand al uit die Kaap uit gebel. Terug. Dag, Greta. Bron van al die ergernis. Jan, jy en Boetfasie sal 'n kamer moet deel solank as Betta kuier. Dis als jou dinge, Krikkie. As jy nie so gelol het oor die verandering aan die huis nie, dan kon ek al 'n rondtafel klaar gehad het. En dan kon een van ons daar geslaap het. Ek doen ook altyd net die verkeerde ding en ek bedoel alles so goed. Ek wou maar net help. Ag, kom nou, moet tog nou nie huil nie. Ons sal wel 'n plan maak. En maar hoorie so Klaaslê het mos 'n woonwa. Ek is seker hulle sal nie omgee om so oom te leen nie. Ja. Hoekom maar vir my en nie vir jou nie? Goed, jy daarom dink ek gaan vir ou Betta in my kamer laat slaap. Sy sal mos gaan na potte van 'n mens se goede afhou nie, jong. Hoekom trek jy dan nie loetjies nie? Loetjies. Môre Belinda. Môre kan nie. Dis vir jou 'n lollery, hoor. Om Fasie weet ons is al klaar half spyt dat ons ooit verkoop het. Ja, kan nie. Geld is nie alles nie. Gemoedsrus is van veel groter waarde. Ek kry my ek. Maar nee, so was tog nie. Ons het nog nie loetjies getrek. Jou loetjies, man. O, Sis Betta. Ja, maar natuurlik is jy meer as welkom, Sis Betta. Ag nee, wat om. Ons maak 'n plan. Wanneer? O, vandag al. Kom jy met jou kar? Of met die bus? Sy bel van die Kaapstadstasie af. Nou maar goed, Sis Betta. Ek sal iemand stuur om jou te ontmoet. Totsiens, Sis Betta. Maar Krikkie, ek is jammer, hoor. Ag, nee, so ontstel nie, alles sal wel regkom. Môre is wat. Môre om vas. Hallo, Asie. Totsiens julle, Totsiens. Totsiens hoor, ry mooi. Tada. Lekker dag. Waar so 'n ou drak kan so 'n gawe sien soos Hans kom, weet ek ook nie. En toe? Wie gaan in die woonwa slaap? Jan, sal jy vir Sis Betta by die stasie gaan haal? Jammer maar. Vra vir Belinda. Dis mos haar skool. Met Fasie? Jammer, Krikkie, ek het nie tyd nie. Dis jou dinge. Jy moet maar self sien en kom klaar. Ja, maar Belinda werk die hele dag in die spreekkamer. Greta, ek het maar vroegtydig gekom. Hoe lank is nog voor die bus? Nog so 5 minute of so, Tant Krikkie. Hoe lank is Tant Betta nou van plan om te bly, Tant Krikkie? Nee, gemens weet nie en niemand mag ons vra ook nie. Mevrou, op pad hierheen. Het jy uitgevind wat sy was? Was sy? Ja, ek het vir Dominee gevra. Ooh, mevrou De Waal, ek het nou net die blye nuus gehoor. 40 sent se 4 sent seels asseblief. O, julle is seker verskriklik opgewonde. Sy sal so baie hê om te vertel. Is iets verkeerd? Nee, niks. Ek luister maar net of ek nie die bus hoor nie. Ons is Sis Betta te wagte. Sy kom maar rukkie kuier. Greta, ek loop nou maar Vertel hoor. jy my, dis 'n verrassing. Mevrou De Waal, ek wil alles hoor, wag net so 'n bietjie. Mevrou De Waal! Krikkie, kan jy nie vir die ou deksel sê met hom ordentlik aantrek nie? Kyk net die hoed. Ek sal te vies wees om hom op my kop te sit. Het jy die modder al sy stewels gesien? Sis, kyk net daar hoe hy gemors op jou mat. Moet Fasie werk hard, Sis Betta. Hy het nie tyd om nog heelwag op te skik nie. Sis Betta moet daarom onthou, hy het sy kamer vir jou afgegee. Hy sal van vanaand af in die koue buite in die woonwa moet slaap, die arme man. Weet daarom nie hoe werk jou kop nie. Hoe bedoel Sis Betta nou? Jy en Haas en Belinda omrokkel om hier te kom. Omrokkel? Ja, omrokkel. Ek ken jou mos. Jy loop lankal met die plan in jou kop dat hulle hier moet kom bly. Die hele idee van die huisverkopery was natuurlik joue. Dis nie waar nie, ou Betta. Krikkie het daar absoluut niks mee te doen gehad nie.
As jy nie vir die kinders huisvesting aangebied het nie, sou nou nog in hulle gerieflike huis gebly het. Maar jy is dan die een wat altyd gesê het hy sit in 'n hotel in die kroeg. Hoe praat jy dan nou? Gaan dit maar beter? Aansien. Boetie, Hallo, ma. wat doen jy, Amma? Ma kan nie maar sy rug draai nie, dan doen julle dinge wat julle nie moet doen nie. Boetfasie. Wat krikkie? Waar is Betta? Gek, hoe moet ek weet? Loop en soek seker weer moeilikheid iewers. O ja, sy het mos gesê sy gaan 'n bietjie in haar kamer lê en lees. My kamer. Ag, toe maar. Ek het dit nie bedoel nie. Toe maar wat. Sien het nie vandag kom werk nie. Jan Koser kom sê sy's siek. Ek het gesê Hans wil kyk waar dit is. Sy's die laaste paar dae al oulik. Nou, maar hoekom kry jy dan nie maar vir Mali in nie? Sy kan mos darm al mooi werk. Ek het vir Jan gestuur, hier sy nou nie. Ja, dan maar. Mali lê ook, ma. En maar wat is er aan Jan? Dis net 'n griep of iets. Nee, wag. Wat ek loop hier kom op Betta. Waar's my hoed? Maar hier sit julle in die son. O, was heerlik hier op die stoep. Ag, dankie, Fasie. 'n Koppie tee sal hom nou lekker smaak. Nee, sit krikkie. Jy kan nie almal loop staan en bedien nie, Anja. Jy's moeg. Sina het nie kom werk nie en Mali is ook siek. Maar wat, ek moet in elk geval kom bys toe gaan. Jan, kom, haal jy tog net vir maar daai ou soppot van die rak af asseblief. Ja, goed, maar jy het daarom ook die vrotste tyd gekies om 'n kuiery op te tel, ou Betta. Dit het niks met jou te doen nie, Fasie. Buitendien, ek het nie vir die De Waals kom kuier nie, ek het vir my seun en sy vrou kom kuier. Nou ja, dan moet jy maar tee in jou eie kottersloop soek. Jy's daarom die ongeskikste ou man wat... Dit help nie om beledigend te raak nie, ou Betta. Jy weet jy's verkeerd en nou skel jy op my. Wanneer jy hier kom soek, jou bemoeisieke ou skepsel. Jy het eintlik jou vakansie oor see kort om hier te kom moeilikheid soek. Hey. Wat is hier aan die gang? Hy is alweer besig om my te tarboteer, ek is so na. Ai, oom, kan oom nie maar die dinge laat staan nie. Kom maar, terwille van die vrede, oom. Ek het maar net gesê sy het 'n ongerieflike tyd gekies om te kom kuier, dis al. Dit het niks met jou te doen nie. Jy het dit mos al reeds gesê. Sy maak keer geniks. Skone aansittery. Sal oom asseblief stil bly. Oom kan ook so kinderagtig wees. Hy's gedurig besig om my te tap. Hy sal nog maak dat ek 'n oorval kry die ou deksel. Ja, toe maar ma is nou nie enigste wat 'n oorval kan kry nie. Dankie maar, krikkie, dit sal lekker wees. Wat is er nou met Sina en Malians? Dis griep wat hulle het. Ek koop nou net nie 'n hele boks om daai kry dit ook nie. Gaan jy naas, jy moenie sulke dinge praat nie. Hoe lank sal Sina in die bed moet bly? Nee, ek weet nie, maar krikkie ons maar moet sien. Voel jou ma nou, Hans? Ma slaap. Het sy regtig na... Ag, toe maar moenie so bekommerd wees nie. Alles sal regkom. Wanneer gaan julle vir Annelie haal? As jy as die ding maak, krikkie. Sy gaan by 'n vriendin in Wellington kuier. Dit lyk my nie sy is lus om. Dis alles my skuld. Ek moes julle nooit oorgehaal het om hier te kom bly nie. Wat 'n mens uit liefde doen, kan mos nie verkeerd wees nie, kan dit? Dankie maar, krikkie. Die tee was lekker. Totsiens maar, krikkie. Totsiens. Vyf oor die pastorie. Ek lui. Tabetta is deur. Freddy het gaan aflewer hoor. Nou hoop ek die tee is koud nie. Ek moes eers vir Dominee help jong en hy het weer die helfte van die goed vergeet. Hy's nog lekker warm, dankie tante. Wanneer is julle anders te wagte? Nee jong, hy het nog niks laat weet nie. Seker maar een of ander tyd die uitslaan. Ons mos nou eksamentyd, jy weet nie. Kom ons gewoonlik huis toe om so 'n bietjie te studeer. Is hy nog so benaf agteraan nie? Nee, jongens, vra maar liewer nie uit nie, jy weet mos, as hy se voel moet hy ons maar self vertel. Ek weet mos hoe dit is. Stille water, diepe grond, né? Tabetta is besig met mevrou Eksteen te praat. Ek hoor sy sê Annelie kom nie vir die vakansie huis toe nie. Ag nee, hoekom dan nie? Andries gaan mos nou altyd vol teleurgesteld wees. So tussen ons, jy weet, ek dink dis die rede waarom hy altyd kan huis toe kom om te studeer. Jy weet, dis om naby Annelie te wees. Sis tog. Nee. Dis ook altyd wanneer hy haar sien. Toe maar wat, as staan hy as hy klaar met die skoolbanke. Hoorie so, wat sê hulle nog? Nee, maar staan dan nie so ontydig met die tee aangesit gekom het nie, dat ek jou nou vertel.
Al uitgekuier laas aan. Ekskuus om Fasie, hoor jy so ons Jafta ook na huis toe stuur, jong. Hy is behoorlik siek. Weet nie hoe genoeg sy koeie gemelk kry vanaand nie. Ag, met Fasie sal jy nie maar help met die melk kry nie. Los maar die rondaal as alles weer normaal is. Ja, goed, Kriekie. Greta, gee my die spreekkamers asseblief. Nee, is een van die werksmense. Hey, is die koeie al aangekeer, Jan? Ja, Fasie. Luister Hallo, jou. Swarans. Hoor jy so jongies moet uit. Kriekie, jy moet nog kyk laat jou deksel sy pote was. Nee, ek weet nie, dis blyk rustig. Nou gaan melk jy dan maar die koeie, ou Betta. Ja? Jy bedoel dit nie, sy is mos mas. Ja. Goed, ek maak so. Tot later dan. Wat is nou weer? Ai, Suspetta. Kan jy nie maar leer net om 'n bietjie verdraagsamer te wees nie? Verdraagsaam, ek? Dis vir jou te sê. My liewe mens, jy beskuldig die verkeerde persoon, jy moet met Fasie praat. Jy kan maar sê as ek kan help. So beduiweld altyd. Fasie. Wat? Fasie, ek is jammer oor vanoggend hoor. Ek het dan 'n bietjie vinnig gepraat met hom, ek is jammer. Ag, doen maar wat ou. Dis ook maar niks. Ons is almal maar 'n bietjie kort gebakerd die laaste paar dae. Ga jy nou Jafta kyk? Ja, hoor. Maar is dit dan nie vir ma te veel werk nie? Ek kan mos maar aan die ander kant vir ons gaan kook. Ai, Belinda, jy kom mos nie die hele dag in die spreekkamers werk en nog saans kom kook ook nie. Jy's mos moeg, my kind. Skip alweer, né? Ag maar asseblief. Maar dit is mos so, Kriekie, is dit nie? Is nou nie meer honger nie. Ah, meer vir my. Ek het nie gestop nie, Suspetta. Ek het maar net gesê Jy dat weet wat jy gesê het. Dis nie wat jy gesê het nie, dis wat jy nie gesê het nie. Nou, Kriekie, zeg dan maar vir ons wat jy nie gesê het nie. Sodat ou Betta se siel kan rus. Fasie kry nou uit. Suspetta, ek kry nog 'n bietjie beboet. Ek het dit spesiaal vir jou gemaak en jy's dan so lief daarvoor. Ja, dankie, Kriekie. Ek wil maar net sê, Dominee en mevrou kom môre aan oor. Hulle kom na die skuifies kyk wat ek oor see geneem het. Jan, kan ons maar jou projektor leen asseblief? Met plesier, Tambie. Dankie, my kind. En Kriekie, ons kan dit maar seker hier was. Aan die ander kant is dit so beknop. Maar is dit dan nie maar as 'n lappies aand môre Julle aan? kan 'n ander aand lappies aanhou, is tog net 'n geskindery. Kriekie, jou vriende sal nie omgee nie. Dis darm nie waar nie. Weet nie, dis mos vir ma om te sê. Dis ma se huis en ek Belinda. Ja, ek sal hulle bel en sê hulle moet op 'n ander aand kom. Dit maak regtig nie saak. Dit maak saak. Ek gaan nie toelaat dat sy ma se lief hier kom omkrap net soos sy wil nie. Dit maak saak. Wat jy meer? Ag maar. Maak kon hom eers vir Makriekie geraadpleeg het voordat maar Dominee Luc nooit om die skuifies te kom kyk. Boetie, is jy dan nou ook teen my? Niemand is teen maar nie, dit is maar nou nie. Hans, gaan kyk tog maar wat maak Belinda. Verskoon my asseblief. Dis almal nou klaar geëet, dus dan kan ons maar dank. Hoe hier is jy, Belinda? Wat maak jy? Jy weet goed wat. Ag, ek is jammer, skat. Ek moes nooit die huis verkoop het nie. Ek kon geweet het dat Ek verlang so na Annelians. ek maar ook. Ek is jammer ek het so te kere gegaan daar binne. Dis niks. Voel jy nou beter? Ja, dankie. Nou toe kom. Kom ons gaan maar weer binne toe. Nee, wat? Ek gaan maar slaap. Julle kan maar verder speel as julle lus het. Ek het môre 'n harde dag voor my met al die ekstra werk. Buitendien die verbrande ou koei my nog so seer geskop ook. Nag manne. Nag om Fasie. Ja, nag almal. Laat ek maar in die ou koue woonwa loop lê. Ja, skimp alweer, né?
Oom Fasie kan mos maar in Annelie se kamer gaan slaap. Dis 'n bietjie beklop, maar Vir wat nie? Wat is verkeerd met my dat ek nie in Annelie se kamer kan slaap nie? Jy slaap dan in myne. Kind kan skielik aankom na as dan nie 'n kamer vra. Belinda en ek gee nie om in die woonbad te slaap nie, nee skat. Dan kan oom ons kamer kry. Nee. Ek het 'n geskimp. Ek het mos oom gesê om kan met die kamer deel. Om weet mos om kan. Nee. Kon nog nooit 'n geskimp verdra nie. As iemand iets teen my het, moet hy dit reg in my gesig sê. Ek het nie geskimp nie. Ek het ook nie gesê ek wil nie in die woonwa slaap nie. Al wat ek gesê het, dit is koud. hier speel jou nog 'n komberspoed Fasie. Dankie, Kriekie. Ek dink ons moet nou maar almal gaan slaap. Ons is almal moeg en gedaan en môre aand is alweer 'n laat aand. Ja, skimp maar, Kriekie. Is nie vir jou was nie Haseblinde nog lekker in hulle gerieflike huis gesit. As jy dan so moeg gedaan is, hoekom laat jy laat die kinders hier bly? Dis vir jou te sê. Los dit nou, sus. Sy is my ma en ek gaan nie toelaat dat sy geboelie word nie. Deur niemand nie. Kom Belinda, kom maar. Nie voor jou ma my ma om verskoning gevra het nie. Sy sou lank wag. Kom skat. Ek is nie jou skat nie. Vat jou vrou hier weg voor ek my regtig vererg. Belinda, Toe ons, of is klaar tussen ons. en ek skam my vir jou. Vra dadelik om verskoning. Belinda, dis daar aan my ma. Wat ek gesê het ek gesê en dit bedoel. Kom maar. En nou? Nou niks. Nou gaan ek maar net my goed aan en hier intrek, dis al. Nee dan Kriekie, dis alles in die hak. Ja, ek verstaan mos. Ek sal sommer vir tant Sannie ook sê. Goed, tot aanstaande week Woensdag, né? Totsiens. Môre maar, Kriekie. Môre Hans. Môre Belinda. Belinda. Ag, toe maar Hans, hy meer sal wel gedurende die dag sak en as sy spyt wees. Het jy al koffie gehad? Nog nie maar, Kriekie, maar moenie moeite doen. Ag, dis nie moeite nie. Ek maak sommer vir jou iets om te eet ook, hoor. Kan ek maar 'n oombliekie sit? Sit maar. Dat Kriekie het gebel. Ons moenie meer vanaand kom nie. Oh, kom hier. Dominee mevrou kom tant Betta se vakansieskyfies kyk. Sy sê ons moet maar liewer aanstaande Woensdag aand kom. Ag, net maak ook die saakie, nee. Maar dit maak vir my saak, Tansan. Ek speel aanstaande week in Woensdag aand in die pleinbal kompetisie. Dis mos nie die ergste nie. Ons kan ons maar met die opruimwerk help. Jy sal my onmisbaar nie, Freddy. Hy dink alweer net oor die voetjies wat hy gaan misloop, Greta. Toe maar, ou Freddy, geld is nie alles, jy hoor. Dankie maar. Ek wil nie kos nou opmaak sommer net 'n paar eiers. Dankie maar, Kriekie. Ag, Belinda staak tog nou ons. Dis mos nou kinderagtig, hy skat. Ek is nou net tot hier toe volhans. Ons hele getroude lewe probeer jou ma daar wil op ons afdwing en ek duld dit nie langer nie. Maar dis nog nie die ergste nie. Sy moet net nie met my ma probeer nie, verstaan jy? Ek is jammer, Belinda, maar wat kan ek? Ek weet nie waar kry sy die vermeetheid vandaan om ongenooid hier te kom en alles te kom omkrap nie. Belinda, bedaar tog nou net nou hoor suspek. Ek wil hê sy moet hoor. En jy's net so erg. Met al haar werk met my ma nog koffie en kos ook vir jou aandra. As jy dan so begaan is oor die ma, waarom draai jy dit nie aan nie? Ek het mos nie vir kos gevra nie, het ek? Totsiens maar, Kriekie. Wat nou van die kos, Hans? Gee dit maar vir Belinda, maar. Ek skaam my vir jou, my kind. Regtig, nou het jy daarom te ver gegaan. Sê maar as daar nog iets is, dokter Hans. Dankie, Sannie, ek sal. Môre Kriekie, 'n bietjie koffie asseblief. Ek sou self gegaan het as ek geweet het waar is jy goed. Wil tog nie moeite gee nie. Daar sal reeds soveel nare goed van my gesê. Ek het vandag nie jou oog toegemaak nie. Al die onaangenaamheid. Ag, dankie Kriekie. Suspek,
Ek is so jammer oor al die onaangenaamheid. Ja, het sy jou leer, Kriekie, om die kinders uit te los in die vervolg. Jy moet toch nie laat dominee mevrou agterkom na 'n struweling nie. Hans en Jan is al twee by kerkraad en ek skaam my ooit my kop is. Dominee mevrou moet agterkom laat Belinda nie eers vandag by haar man Toe eet. Was jou mond tot 'n minste toe. Dankie Sannie, dit was lekker geweest. Rand 64 Dr. Haas. Dr. Haas. Vrede, ek gaan binne toe hoor, gaan 'n paar briewe skryf. Hou jou besig, jong. Jy's oor genoeg werk, hoor. Ja, tans. Is iemand siek? Ek sien dokter Hans stap nou net hier in die straat af. Ek het hier 'n paar goedjies opgeskryf, sê jy dit vir my stuur asseblief. Nee, mevrou Dr. Hans het sommer kom vertel van die vreeslike griepepidemie wat daar onder die werksmense op eendrag is. Griepepidemie, maar ek weet dat dan absoluut niks vanaf nie. Wel, al wat ek van mevrou kan sê, mevrou moet liewer sit daar wegbly. Is gewoon dieselfde soort griep, mevrou, wat staan daar? Aardappels. Dag is 'n spinnekop wat hierdie ingeloop het. Jy sal weer aan strand, nee. Wat is dit van die griep? Nee, mevrou, ons hou mos altyd lappies aan by tant Kriekie. Dis nou die laaste Woensdag aand in die maand, dit is nou vanaand, mevrou weet. Maar nou tant Kriekie geskakel en gesê dat ons moet nou nie kom nie, mevrou, oor die vreeslike griepepidemie op die plaas. Wat? Ja, mevrou, ek glo erger is die groot griep van 1918. My ma, sy's in daai jaar gebore, mevrou, sy het my vertel, sy het met haar eie oë gesien hoe hulle die dooie lyke daar moet kry waar ons wegry. Moet grove brood wees of wit brood? Grove brood nou, liewer op en praat van sulke aklige dinge. Ons is maar aan die een kant bly, ons hoef nie vanaand te gaan nie, mevrou. Mens weet nooit. Ja, ek voel self nie so lekker vandag nie, weet jy, Freddy. Sal jy maar my goedjies vir my bring asseblief? Totsiens hoor. Totsiens, mevrou. So ons kan koffie Freddy wat praat? Tant Kriekie. O ja. Ja, Greta was nie so tante sy het gesê. Ag nee, wat ons maak, ons weer 'n ander aand. Ja, tante. Goed, ek kry net goeie skryfding. 2 brode. Belinda het my baie seer gemaak, Kriekie. Hoe sal jy daarvan hou as jy so in jou gesig vat? En hy wil sê ek moet alles vir hom doen en ek weet nie eens waar al die goed is nie. Maar jy naaske maar hier kom eet, sis Betta. Om elke keer beledig te word, nee, dankie. Sien jy wat ek bedoel, Kriekie? Hallo? O, mevrou. Ja? Ja? Nee, dit maak nie saak, ons maak dit maar op 'n ander aand. Goed, mevrou, ek sal sê. Totsiens. Dis mevrou Eksteen. Sy voel nie so lekker nie. Sy en Dominee nie vanaand na jou skyfies kom kyk nie, sis Betta. Freddy, Ek bring net die goed tant Kriekie. dankie, kom in. Dankie tant. Ag, bring dit vir my deur, hoor. Hallo tant Betta. Ja, Pieter vir jou. Luister Freddy, sê bietjie vir Greta vir die Paulsens. Dominee mevrou kom nie meer vir vanaand skyfies kyk nie, hoor. Ag, pak jy goed vir my. Hy is dit tante, hoekom man? Mevrou het nou net gebel, sy voel nie so lekker nie. Snaaks nou, laat ek aan dink, mevrou was vanoggend in die winkel, sy het 'n bietjie bleek gelyk. So jy kan maar vanaand kom, hoor, sê bietjie. Dankie tant Kriekie. Elke bietjie help hoor. Totsiens. Totsiens tant Kriekie. Ai, sies tog wie ek het hom so jammer gekry, Greta. Hy het so bedremmeld gelyk as die eerste keer wat hy hier kom breakfast. Sies tog. Ek sweer as groot fout op eendrag. Ja nee, Tambetta is mos weer op die kuier uit, jong. Dominee mevrou gaan nie meer vanaand skyfies kyk nie. Die party is aan. Ah, ja, man, net maar hier kom hy. Daar sê hy. Baie mooi. Hulle is nog een. Ja. Waar's Belinda dan, Kriekie? Sy sal seker nou hier sou wees, Sannie. Greta sê my, jy het nog nie gaan snoek haal op Gansbaai nie. Nee, snoek is baie skaars vanjaar dan Kriekie. En sê die snoek lê diep, hulle wag vir die noordewind. Dis mos julle lei daai dan Kriekie.
Hallo? Hy is hier, ja, ek roep hom gou. Hans? Hans, dis vir jou. Hallo? Sis tog ek hoop nie word uitgenooi. Ja? Hallo Belinda. Hallo almal. Jammer ek wys nou eers gesig. Goed, ek kom dadelik, hoor. Ek moet uitgaan, ek kry net my tas. Waarna toe? Die formeel is die ou baas het blykbaar 'n beroerte gehad. Wil jy ek moet saamgaan? Nee, dankie. Titan, lekker koppie tee vir iemand. Dankie ou Freddy, dit sal baie lekker wees. Hoor jy staan nie mense daar buite nie? Maar wie se? En toe ek dink jy gaan die vakansie Wellington deur. Ja. Hallo wêreld, waar kom jy vandaan? Dit is nou verrassend kan wees. Ja, gebring Andries. Ja, dokter. Baie. Wat was al so vrees dan? Ongelukkig ja. Sien julle later miskien, hoor. Dit is weer lekker as jy hier is, ja. Annelie, hoe gaan dit met jou? Ek het gedink ek gaan. Die is die bas. Dis ou nou lekker om seker maar baie Hallo. Ja. Jou projektor bring maar vanaand gaan kyk. Nou maar goed, dan moet ons kyk. Lekker koppie tee vir iemand. Hey,